Goeiedag, 25ste Junie. Kort videoklip in terme van militêre papiere vir die refugee-program. In die laaste paar dae of week of so, het ons baie veranderinge gesien wat in plek kom. Die eerste ene, een van die grootste ene is, dat nou blykbaar die papiere wat jy aanvra, normaalweg die papier wat jy aangevra het, wat die ambassade nodig gehad het, vir jou, die USCIS nodig gehad het, was daar een bladsy vorm, wat wys dat jy jou diensplig gedoen het, of militêre diens gedoen het, en jy is nou uit die militêr uit, en jy het nie meer diensplig wat jy moet doen nie. Dit is gewoonlik so een bladsy ding. Dis wat die meeste van ons gekry het. Dit blykbaar het nou verander, dis nou 'n 6 bladsy dokument wat moet uitkom. So, ek het al met 'n paar ouens gehoor, direk met my gepraat het, wat gesê het, hulle het hulle 1 bladsy ding gevat, en USCIS het hulle gestuur om weer te gaan kry, die nuwe dokument wat nou 6 bladsy lank is. So, die probleem is jy ingaan na argiewe toe by Irene. Iemand was daar gewees eergister wat my gepraat het, eergister of so, dink maandag, was hulle by Irene gewees vir die papiere. Hy sê daar was omtrent 30 van hulle wat daar was, wat dieselfde vorms kom al, want hulle almal het aansoek gedoen vir die refugee-program. Terwyl hulle daar was, dis so onder die 30, het hulle met mekaar gechat om te sien wie trek waar in die program. Maar hier is die ding, daar by die argiewe was net 6 mense wat met dit werk, dis totaal, vir almal. En dit vat 'n tyd. So jy kan nou sien as jy aansoek doen vir papiere by Irene en so aan, by die argiewe, even as jy het online aansoek doen met 'n e-mail, want jy moet 'n papier invul, 'n dokument wat jy moet invul. En as jy nou obviously baie ver bly, kan jy dit vir hulle e-mail en hulle stuur vir jou die goed terug. Daai e-mails gaan nie noodwendig elke dag gelees word nie, want hulle gaan sekerlik honderde e-mails kry. Daar's net 6 mense wat met dit werk. So dit kan 'n bottleneck wees, en 'n bottleneck word soos meer mense nou. Veral nou as mense teruggestuur word om 'n ander dokument te kry, die oorspronklike wat hulle gehad het, tel nie meer nie. So, dis iets wat jy moet in gedagte hou as jy die proses aansoek doen. Dan net om by te voeg by hierdie video, die intruder, my wife, Annelies, sy kry baie versoeke van mense wat haar vra, kan jy vir ons die aansoek doen vir ons militêre sertifikate? Nee, sy kan nie. Sy bly in Amerika, sy kan nie vir jou aansoek doen nie. Sy het in die verlede vir die mense gesê, die dokument wat jy moet invul, dis wat jy kan doen, sy help daarmee, miskien met 'n e-mailadres, maar that's it. Sy kan dit nie vir jou doen nie, sy kan nie vir jou die aansoek indoen nie, sy kan dit nie instuur nie, sy kan jou absoluut glad nie moet dit help nie, jy moet dit self doen. Selfs met jou vrou en jou kind, niemand anders kan dit vir jou gaan doen, jy moet dit self doen. So, almal wat vir een dag in die weermag was, moet dokumente kry. Nou is die nuwe versoek bygekom, selfs die wat nie as diensplig gedoen het nie, word nou verwag dat daar 'n dokument is wat sê, jy was nie dienspligtig nie, jy het nie diensplig gedoen nie, en jy is nie meer dienspligtig vir die weermag, vir die SA weermag nie. Daar is nog net 'n paar ouens gevra om te gaan daai dokument kry, nog nie almal nie. So dis nog nie 100% in plek nie, so ek sal nie verbaas wees as dit in die volgende mense wat deurgaan deur die program gestuur word om dit te kry nie. En ook, moenie worry nie girls, dis net vir die mans. So, dis wat ek wil vandag sê in terme van militêre application. Sien julle later.